Goeienaand gemeente. Hartlik welkom by ons derde bymekaar kom geleentheid vir hierdie jaar se Pinkster. Ons is saam op reis met Joel en mag dit vir u 'n goeie ervaring wees. Hoe jy ervaar hoe die Heilige Gees nuut in u werk, hoe hy u bewus maak van dinge in die lewe, maar meer as dit, hoe hy u bewus maak van God se bywees, God se troos, God se leiding in die lewe. Ek het onlangs iemand hoor vertel van 'n belewenis van 'n Pinksterreeks. Dit is nie 'n predikant nie, dit is nie iemand wat groot kerkwoorde gehad het nie. Dit is iemand wat kerk bywoon, net 'n gewone lidmaat. Iemand wat eerlik genoeg was om te sê, ek het nie besef hoe moeg my siel geword het nie. Miskien verstaan sommige van ons ietsie van dit vanaand. Want ons leef in 'n tyd waar baie mense uitgeput raak. Nie net fisies nie, ook geestelik. Ons kyk elke dag na Suid-Afrika wat maar in baie opsigte swaar kry. Geweld raak normaal, korrupsie steel hoop. Jong mense wonder of daar nog 'n toekoms is. Gesinne leef onder finansiële druk. Mense raak angstig. En selfs die kerk voel soms moeg. En as ons eerlik moet wees, soms selfs in die magtige NG Kerk. 'n Kerk met mooi tradisie, diep wortels en 'n massiewe erfenis. En 'n kerk, selfs soos in ons gemeente. Baie mense het geleer hoe om net aan te hou funksioneer sonder om regtig te verwag dat God steeds iets verrassend kan doen. Ons sing nog, ons bid nog, ons kom nog kerk toe, maar diep binne wonder baie, praat God nog? Werk die Heilige Gees nog? Kan hy nog iets nuuts in my doen? En hierdie persoon vertel toe sy by 'n Pinksterreeks ingestap het met presies daardie vraag. Nie vol vuur nie vol geloof nie, eintlik baie leeg. Sy het gesê, ek het gedink Pinkster is maar net nog 'n kerkreeks, nog 'n week van dienste voordat almal weer teruggaan na hulle gewone lewe. Julle maar toe gebeur iets. Nie 'n groot spektakel nie. Nie emosionele manipulasie nie, net die stille, aanhoudende werk van die Heilige Gees deur God se woord. Sy vertel hoe sy ervaar het dat iets binne in haar begin oopgaan het. En vir die eerste keer het sy besef, ek leef eintlik al lank net op geestelike oorlewing. Skielik het die Bybel nie net soos ou woorde geklink nie, gebede het eerliker geword, liedjies het dieper
begin sny. Miskien is dit waarom Pinkster nog so nodig is. Want Pinkster is nie net vir mense wat aan die brand is nie. Pinkster is vir moe harte, vir vermoeide gelowiges, vir kerke wat dalk die taal van geloof nog praat, maar die verwagting verloor het dat die Heilige Gees werklik nog beweeg. Pinkster herinner ons, God is nie klaar met die NG Kerk nie, God is ook nie klaar met ons gemeente nie. God is nie klaar met Suid-Afrika nie. God is nie klaar met jou en met my nie. Die boek Handelinge begin immers nie met sterk mense nie. Dit begin eintlik met bang mense. Wag mense. Twyfelende mense. En tog, toe die Gees kom, verander gewone mense die wêreld. Miskien het ons weer nodig dat die wind van God deur ons vaste strukture waai. Dat hy ons veilige godsdiens ontwrig. Dat hy weer nuwe verbeelding gee, nuwe hoop, nuwe sagtheid, nuwe gehoorsaamheid. Maar die gevaar vir die kerk is nie altyd vervolging nie. Soms is dit bloot net die gewone. Soms is dit dat ons so bekend raak met God se dinge, dat ons ophou verwag dat God self moet opdaag. En daarom bid ons vanaand nie net vir nog 'n diens waar God sy woord met ons kom deel en kom oopbreek nie. Ons bid, Here, waai ook deur my. Waai deur ons moegheid. Waai deur ons afgestomptheid. Waai deur ons selfbeskerming. Waai deur ons gemeente. Waai deur hierdie land. En met dit in gemeente, in gedagte gemeente, wil ek ook miskien sê, want waar die Heilige Gees werk, begin mense weer droom, begin hoop weer asemhaal, begin droë plekke sing. En dalk is dit presies waarom jy ook vanaand hier so is. Kom ons sing tot lof van die Here. Ons staan vir ons eerste lied en dan neem ons ons sitplekke in vir 3 liedere wat volg. Christus,
Gemeente, kom ons sluit die oë. En ek wil vir jou geleentheid gee om dit te doen. Om tot rus te kom by die Here. Om asem te haal en te weet elke asem wat ons haal is 'n geskenk uit sy hand. Weer ons kom vanaand voor U en ons is opgewonde om te hoor deur U profeet Joël dat U vir ons nuwe verbeelding gee. En dat dit deel is van ons proses om te droom, om te waag om te droom. So ons vra Here dat U ons sal help om waar ons nog ons geestelike handrem opgetrek het, om genoeg courage te hê om dit net te laat sak. Om te weet, Here, U het die stuurwiel. En daar waar ons nog styf vashou aan die stuurwiel, om vir ons te help om te kan besef, maar is alright, ons kan oorgee aan U. U weet wat U doen. Kom breek asseblief die woord oop in ons harte. Amen. Gemeente, weer eens wil ek vanaand vir u tog vra om my toe te laat om vir 'n klein tydjie by ons vriend die boer te gaan kuier. Hy staan steeds in dieselfde land waarin hy so tydjie gelede verlies gesien het. Hy staan op dieselfde grond wat so tydjie terug kaal gevreet was. En hy kyk na dieselfde veld. Maar hy kyk as dit ware, soos ons gehoor het, met nuwe oë. Daar is weer lewe, ja. Daar is weer groen. Maar die grootste verandering is nie wat daar buite gebeur het nie. Dit is wat binne die boer gebeur het. Hy sien nie meer net risiko's nie. Hy sien nou voorsiening. Hy sien nie meer net onsekerheid nie. Sy instelling is nou een van afhanklikheid. Hy sien nie meer dit wat hy nie kan beheer nie. Hy is oop en ingestel op dit wat hy kan ontvang. Vriende, die land het nie net verander nie. Sy manier van kyk het verander. En dit is hoe die Heilige Gees werk. Nie net in ons omstandighede nie, maar ook in ons verbeelding. En dit bring ons vir 'n oomblik terug na Joël 2, vers 28. Die kort gedeelte wat ek weer, maar vir vanaand eksklusief wil uitlig. Julle ou mense sal drome droom, en julle jong mense sal visioene sien. Julle ou mense sal drome droom, en julle jong mense sal visioene sien. En kom ons kyk net vir 'n oomblik vandag se realiteite in die gesig. Ons leef in 'n wêreld wat ons soveel meer sien as ooit tevore.
Jy kan binne sekondes weet wat in die res van die wêreld aangaan. Wat besig is om te gebeur. Jy kan elke krisis volg, elke oorlog, elke ekonomiese beweging, elke politieke spanning. Ons sien alles, maar verstaan ons enigiets? Ons sien nuus, maar ons kry dit nie meer so lekker reg om hoop te sien nie. Ons sien statistieke, maar ons sukkel om God se hand te sien. Ons sien probleme, maar ons sukkel om op die uitkyk vir oplossings te wees. En stadig maar seker, sonder dat dit eers ons bedoeling is, gebeur daar iets hier binne ons. Ons raak sinies. Ons raak moeg. Ons raak afgestomp of apaties. Ons begin leef met 'n onderliggende oortuiging. Ag, dit gaan nie beter word nie. Dit is maar hoe dit is. Ons moet maar net probeer oorleef. En julle, sonder dat ons dit eers besef, veroorsaak dit dat ons verbeelding verloor. Nie kreatiwiteit nie, geestelike verbeelding. Die vermoë om te glo dat God nog besig is. Maar gelukkig, weer eens, help Joël ons hiermee. Wanneer Joël praat van drome en visioene, gebruik hy nie 'n tipe self-help taal nie. Hy praat nie van visualiseer jou sukses nie. Bring jou eie toekoms nie. Hy sê ook nie, word die beste weergawe van jouself nie. Ons wêreld is miskien vol van hierdie taal, en dit kan selfs heel goed klink. Maar julle, dit is so mensgesentreerd. Joël praat van iets anders. Hy praat van verbeelding wat van iemand anderste afkom. Wat die inisiatief van iemand buite onsself is. Die Gees van God. Die Heilige Gees wat ons leer. Ons leer hoe om te kyk. Hoe om menslik gesproke te sien hoe God sien. Dit is nie my droom vir my lewe nie. Dit is God se perspektief op my lewe, my wêreld en my gemeente. Julle, dit verander alles. Een van die dinge wat my die meeste in hierdie teks kom verras het, was die feit dat hierdie drome nie uit 'n plek van gemak gekom het nie. As ons kyk na die tyd van Joël, sal ons sien dat hierdie drome uit 'n volk kom wat nou net verwoesting in die gesig gestaar het. Hierdie drome word gedroom dat deur mense wat nou net gesien het hoe hulle hele wêreld in mekaar val. Mense wat gesien het hoe alles wat seker was wegval. Klink dit dalk bekend? Baie mense vandag ervaar iets soortgelyk. Onsekerheid oor die toekoms. Ekonomiese druk. Gesondheidskrisis. Verhoudings wat breek. 'n Wêreld wat minder stabiel voel as maar net 10 jaar gelede. En dan kan ons maklik by onsself dink,
is dit nog ooit moontlik om te hoop? Is dit nog moontlik om te hoop na alles wat met my gebeur het, na alles wat ek gesien het, na alles wat ek gehoor het? Joël se antwoord is ja. Maar nie omdat ons positief dink nie, omdat God se Gees gee. Julle ware hoop kom nie uit ontkenning van ons realiteite nie, nee. Dit kom uit God se openbaring van homself aan ons in daardie realiteite. En dit bring ons gemeente by hierdie 3 baanbreker woorde waarin ons gisteraand ook net effens geraak het. Woorde wat die eerste hoorders toe en ons vandag iets van hierdie openbaring van God help verstaan. Julle sal profeteer, drome droom, visioene sien. Dit is nie 'n paar ekstras vir die uitverkorenes nie, vir 'n handjievol mense nie. Dit is die beskrywing van 'n nuwe manier van lewe. 'n Lewe met God wat deur sy Gees ons as dit ware van agteraf motiveer, wat ons van binne af inspireer en wat ons as dit ware van voor af soos 'n magneet na hom toe trek. 'n Lewe waar jy begin vra, maar wat doen God hier? Waarheen beweeg hy? Wat sien ek nou raak? Wat ander miskien dalk nie eens raak sien nie. Waarvan word ek bewus? En wat opwindend is dat mens dan anders begin kyk na jou werk. Anders begin kyk na jou gesin. Gemeente selfs anders begin kyk na jou probleme. Waar mens vroeër net die probleem raak gesien het, begin mens nou die vraag vra, maar wow, God is hier. Wat doen hy hier? Gemeente, ons leer nie net van jonges hier nie. Ons lees ook van oues. Oues sal drome droom, jonges sal visioene sien. Soos ek reeds gesê het, leef ons in 'n wêreld wat die generasies skei. Die jonges dink die oues is irrelevant, die oues dink die jonges is roekeloos. Maar julle, God doen iets anders. Hy bring hulle saam. Ons het gisteraand gehoor, hy sluit beide in. Nou hoor ons dat hy versamel hulle. Hy bring hulle saam. Julle, vir 'n gemeente soos ons is hierdie kritiek. Ouer legendes in die gemeente mag dalk een of ander tyd begin dink, my tyd is verby. Ek het my deel gedoen, nou moet die jonges oorneem. Joël verskil. Hy sê, nee, God gee weer drome aan ou mense. Nie net herinneringe nie, toekoms. En jong mense, hulle kry nie net energie nie, die Gees gee visie. Nie net beweging nie, rigting. Mag ons hierdie Pinkster besef, dat dit waarvan Joël hier praat, nie net individue herstel nie. Dit herstel generasies. En geliefde, as ek jou die vraag vra,
Ons almal kyk daaglik rond, maar sien ons nog? Laat ons nog toe dat dit waarin ons vaskyk 'n impak op ons het. Wat sal jy antwoord? Ons bid ja, maar is daar nog 'n dringende verwagting wanneer ons bid? Ons lees die Bybel, maar laat ons onsself oop om verwonderd te raak. Ons leef, maar kan ons sê dat wanneer mense na ons lewens kyk, hulle sal sê, "Wow, hierdie persoon se lewe straal hoop uit." En as ek dit meer prakties kan stel, wanneer jy na jou lewe kyk, wat sien jy? Wanneer jy na jou gesin kyk, wat sien jy? Wanneer jy na ons gemeente kyk, wat sien jy? Sien jy net probleme? Net beperking? Net dit wat ontbreek? Of begin jy sien waar God werk? Waar hy beweeg? Waar hy besig is om iets nuuts te doen? Hierdie tipe spanning is nie 'n nuwe ding nie. Ons sien dit in die evangelies oor en oor. Mense kyk, maar hulle sien nie. Maar dit gebeur net totdat hulle vir Jesus ontmoet. Dan gaan hulle oë oop. En dan, deur die Gees, gaan dit net nog meer oop. En ek weet nie van julle nie, maar dit vertel vir my so ietsie van Pinkster. Nie net dat God gewerk het nie, nie net dat God nog steeds werk nie, maar dat mense begin sien wat God besig is om te doen. So as ons dan nou vir 'n oomblik 'n bietjie verder introspeksie kan doen aan die hand van wat Joël hierso sê, wil ek vir u vra, waar en wanneer het u al of het u dalk ophou sien? Wat was die rede? Waar het u dalk, as u regtig eerlik moet wees, begin ophou glo dat God nog iets kan doen? Waar het jy begin sê, dit is maar hoe dit is? Here, gee tog vir my nuwe oë. Die boer staan weer in sy land. Hy werk nog. Hy wag nog. Hy weet nog nie alles nie. Maar nou sien hy anders. Hy sien God in die wagtyd. Hy sien God in die groei. Hy sien God selfs in die onsekerheid. En dit verander alles. Wat leer dit ons oor Pinkster? Nie net dat God werk nie, maar dat hy ons ook leer om te sien. Dat hy vir ons verbeelding gee. 'n gemeente sonder verbeelding
is 'n gemeente wat net probeer oorleef. 'n Gemeente met die Gees is 'n gemeente wat leef uit God se toekoms. Die vraag is nie, is God besig nie? Die vraag is, kan jy dit sien? Kom ons bid saam. Here, ons moet vanaand kom bely dat ons baie keer te geoorlaai en te besig is om te sien. Dat ons so besig is om te hardloop, dat ons nie meer die vermoë het om in te neem nie. En as gevolg van dit baie keer, Here, vergeet ons dat U by ons is. Dat U Uself oor ons ontferm, dat U ons lei na groen weivelde. Here, ons vra dat U vir ons nuwe verbeelding sal gee. Want ons weet, danksy Joël, dat vanuit nuwe verbeelding vloei hoop, vloei 'n toekoms vir my gesin, vir my gemeente, vir my land, vir ons land. Vir elkeen van ons wat hier sit, Here. En ons vra dat U vir ons sal help deur die Gees, dat U ons sal versterk, ook daar waar ons geloof kort kom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ek nooi uit om te staan vir ons slotlied, waarna ek ons gaan seën en ons mekaar se geselligheid hier in die maalruimte gaan geniet. Kom ons staan.
Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troos, die nabyheid, die hier wees van die Heilige Gees, ook spesifiek nou met hierdie Pinkstertyd, met elkeen van ons wees. Amen. Baie dankie. Dankie julle. Hy's nou op 1.